se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doornbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, God van... Hallo my liewe mens. Benjamin Francis en jy by die Brambos en ek glo die Heilige Gees vir my 'n vraag vra vandag. En hy wil vir u 'n vraag vra. Hy vra dit vir my en ek herhaal dit nou na u toe. Maar ek dink elkeen van ons moet hierdie vraag een of ander tyd antwoord. Ek dink as ons kyk na die wêreld en na Suid-Afrika en na die kerk en na die bank en na die munisipaliteit, die Ekurhuleni en die treine en na die lughawens en die dorpe en alles, is dit amper nodig om mismoedig te word. Maar nou wil ek vir jou vra, waar lê die probleem? Wat se probleem het ons? En nou dink ek ons moet 'n bietjie ons oë afdraai van die wêreld af en terugkyk na onsself toe en sê, wat's fout met my? Ons het in die week of laasweek gepraat oor ek het net klein sondetjies. Ek is eintlik nie 'n sondaar nie, want ek het net klein foutjies. Wat ek dink 'n groot rooi lig is, want God is duidelik as hy sê, ons het almal foute. En daar is nie 'n groot sonde en 'n klein sondetjie nie. Jy kan nie sonde meet nie. Sonde is of jy doen sonde of jy doen nie sonde. Of jy is reg en regverdig of jy is verkeerd en jy is onregverdig. En nou moet ek na myself kyk en sê, Ben, kyk na my hande. Het jy dalk hoogmoed? En dan moet ek myself ondersoek, soos die woord van God sê, ondersoek alle dinge en behou die goeie. En jy moet nou dieselfde vraag vra, is ek dalk hoogmoedig? Is ek deur 'n egskeiding, is ek in 'n egskeiding, is ek besig om een te bewerkstellig? 'n buiteegtelike verhouding is eintlik 'n plan wat jy besig is om te beraam om jou lewensmaat te los. Dis 'n egskeiding. Is ons geestelik armoedig of leef ons in rykdom van geestelike groei en geestelike lewe? Wat maak ek met die land se gemors en leef ek en jy dalk in vrees? Vrees vir gister, vandag en veral vrees vir die toekoms. Ons gaan na kerksgeboue toe om na dienste te luister. Het ek en jy al gaan stil sit en gedink, is dit die regte plek om na die Here se woord te luister? Hierdie kerk en hierdie kerkleiers, iemand het nou eendag gesê, al die kerkleiers van die Oosrand is ape. Dit is vir my 'n baie interessante uitdrukking.
En ek wonder of sy dit vir Jesus sal herhaal, hoewel hy die skade weer langs haar is, maar alle kerkleiers is ape. Maar hoor jy nog wat die kerkleier in jou gemeente sê? Is hy besig om die woord te bedien? Is hy ernstig om te wees oor God en sy genade? Of is hy of sy besig met prosperity preek? En lieg hy om sy eie saak te bevoordeel? Ek was eendag op 'n konferensie en toe staan daar die prediker daarvoor, toe sê hy, come touch this holy hands, en honderde mense het vorentoe gehardloop, en ek en my vrou het net gesê, maar there's only one holy hands and that belongs to Jesus Christ, en ons het nie vorentoe gegaan nie. Is jy vasgevang in 'n godsdiens van Tupperware? Is jy vasgevang in 'n tyd in jou lewe wat jy sê, weet jy wat, ek is bly waar ek is, al is dit verkeerd. Ek wil en sal nie verander nie. Ek glo ek is altyd reg en ek is happy daarmee. Ek blaai deur die woord en ek kom by Psalm, my oë laat my sleg in die steek. Psalm 118 vers 22 en 23. En die woord van God sê, nou wil ek hê, ons is almal besig om iets te bou. Jy bou 'n toekoms, jy bou 'n nuwe lewe, jy bou 'n huis in jou hart wat deur God se Heilige Gees bewoon word. Ek word die tempel van die Heilige Gees. Maar hoe is ek en jy besig om te bou? Die woord van God sê in Psalm 118, die steen wat die bouer verwerp het 'n hoeksteen geword. Wat is die hoeksteen in jou lewe? Die ou mense het 'n mooi uitdrukking gehad, die spul waarom ons draai. As jy 'n passer in die papier druk en jy trek 'n sirkel, en hierdie sirkel is jou hoeksteen, jou lewe. Is jou lewe, waar is jou hoeksteen? Daar waar die passer, die gaatjie in die papier gemaak het. Dit het van die Here gekom, 'n wonderbaar in ons oë. Hierdie hoeksteen is 'n wonderbaar in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. My liewe mens, het jy al gaan stil sit en gedink, wat is my hoeksteen? Jare terug, en ek het dit al 'n paar keer as voorbeeld gebruik, speel my kinders wat toe 3 en 5 was, of 4 en 6, maar as klein kindertjies, ek onthou Frans stoot met my tong, en ek vra vir hulle eendag, terwyl ek hier in my studeerkamer sit, waarvan hou papi baie? En hulle sê, karretjies. Ek wonder hoe maak hulle die som, en ek vra vir hulle, maar wat laat julle dink papa hou van karretjies? En hulle sê so gelyk, want papi kyk heel dag karretjies, die Grand Prix en die reisieskarre, en ek neem foto's van hierdie karretjies, is nou oor die 2000, ek neem foto's van hulle, en ek vergelyk die foto's, en ek het nou so 'n week of wat terug, hulle gewas, en as jy wil weet hoe word hierdie karretjies skoongemaak, dan sal ek vir jou so 2 minute video stuur, dis nogal 'n groot proses. My liewe mens, wat is jou hoeksteen in die lewe? Wat is jou spul waarom alles draai? Ek het te doen met baie hartseer. Moord, selfmoord. Ek het te doen met baie sondes van die mense om my,
Ek het te doen met baie egskeidings en verbrokkelde huwelike. Ek het te doen met kinders wat op 'n ramp afstuur en op grond van dit het ek besef deur die krag van die Heilige Gees van God, Christene, kerke, instansies wat met opleiding werk, wat mense moet vertel van Jesus Christus. God is nie meer ons hoeksteen nie. God is nie meer waarop ons bou nie. Ons bou op die eie ek. Ons bou op die eie ek self. Ons besluit wat pas my die beste, en ek gee nie om of dit iets met die woord van God te doen het nie. Dis nie meer vir my belangrik of God deel van my lewe is nie. Dis vir my meer belangrik dat ek die hoeksteen word van my eie lewe. Die steen wat die bouers verwerp het, die mense wat bou aan hulle huwelike, wat bou aan hulle huise, wat bou aan hulle gesinne, wat bou aan hulle finansies, bou dit nie meer op die hoeksteen Jesus Christus, die Seun van God nie. Hulle bou dit op ek weet. Ek sal. Ek weet die beste. En ek laat my ore asblikke word. En ek begin mense meet aan wat ek dink wat sonde is, en wat ek dink wat reg en verkeerd is, en wat regverdig is, en nie. Want dit is nie meer belangrik dat die hoeksteen deur my verwerp word nie. God het dit gewaarsku in die Psalms al, Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie. Luister mooi, die saligheid, ek lees nou net een vers, nou lyk dit uit konteks uit. Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel en onder die mense nie, waardeur ons gered moet word nie. Daar's net een hoeksteen. Daar's net een middelaar tussen my en God, en sy naam is Jesus Christus. Maar die wêreld, die kerke in baie gevalle sê nee, ons is verkeerd. Die Bybel is verkeerd, hy moet oorgeskryf word. Die Bybel is nie reg nie, want daar kan nie net een middel tot God wees, behalwe sy seun, moet daar meer wees. Want ons het die hoeksteen begin verwerp in ons huwelike. Ons het die hoeksteen begin verwerp in ons verhoudings. My liewe mens, dit het tyd geword dat ek en jy, ons moet nie kyk na die massa nie, ons moet nie wonder hoe gaan die massa verander nie, net ek moet vandag 'n besluit neem oor myself. Ben Loubser, wat is die hoeksteen waarop jy jou lewe van vandag af vorentoe wil bou? Dit help nie om terug te kyk in wat ek moes en wat ek nie moes nie. Wat is die hoeksteen in my lewe waarop ek my toekoms wil bou? En as die hoeksteen nie Jesus Christus is nie, die hoeksteen wat ek en jy verwerp het nie, het ek en jy groot moeilikheid. Daar's geen ander naam nie. Dis die geloof wat ek en jy besluit het, ons gaan glo en aanneem. Ons gaan die Bybel beskou as die geskrewe woord van 'n lewende God. Ek kan nie toelaat om agter die wêreld aan te gaan nie. Ek kan nie toelaat om agter die hedendaagse kerk aan te gaan nie. Ja, 1000 jaar terug was daar al valse predikers en valse gelowe. Ek en jy moet 'n besluit neem. Ek en jy moet sê, ek gaan Jesus Christus volg.
En dan moet ek en jy Jesus Christus volg met alles wat in ons is. Hy moet die hoeksteen word in ons lewe. Hy moet die ankerdraer wees, waar die anker aan vasgemaak, die hoeksteen waar die anker aan vasgemaak word. Ek en my huis gaan hierdie woord glo en ons gaan dit dien. Ons kan nie so spring van die een kerk na die ander, van die een prediker na die ander nie. Mense gaan na 'n kerk toe en dan luister hulle. En dan hoor hulle nie wat hulle graag wil hoor nie. Want hulle luister nie of dit uit die woord kom of van die predikant af nie. En as dit uit die woord kom en hulle hou nie daarvan nie, dan sê hulle die predikant is 'n aap en hulle gaan na die volgende kerk toe. En die volgende kerk toe en die volgende kerk toe. Ons noem hulle church hoppers. Dan s hulle hier, dan s hulle daar, dan s hulle terug, dan s hulle weer vorentoe, dan s hulle agtertoe. Want hulle kry nie die hoeksteen as hulle middelaar nie. Hulle plant nie hulle anker in die hoeksteen Jesus Christus nie. Jesus Christus is wat hier staan. Jesus Christus is net wat die Bybel sê. En mense probeer die woord van God verdraai sodat dit is wat hulle glo. En vandag kom Jesus Christus en hy sê moet die steen nie verwerp nie, die hoeksteen nie verwerp nie. Die hoeksteen moet eintlik wonderbaar wees in ons oë. Laat ons daaroor juig en bly wees. En ek wil vandag vir jou vra, wil jy nie saam met my? Jy vir jouself, ek vir myself. Ek gaan nie bid dat jy tot bekering kom nie. Jy gaan bid, Heilige Gees van God, ek wil tot bekering kom. Ja, Ben Loubser wil ook hê jy wil, maar dit gaan nie oor wat ek wil nie. Wat wil jy? Here, ek wil weer hê Jesus Christus moet die hoeksteen in my huwelik wees, in my bestaan, in my lewe. Here, vandag kom ek en ek bid vir myself. Ek bid ook dat my vrou en kinders en kleinkinders en elke toehoorder hierdie gebed wil aanneem en Jesus Christus weer ons hoeksteen maak waaraan ons anker in die lewe vasgeanker kan word. Here, ek wil weer Jesus Christus kies. Ek wil weer getrou wees aan die Bybel, die geskrewe woord van God. Ek wil weer my sonde bely. Ek wil weer U die hoeksteen maak. Ek wil weer U die begin en die einde van my lewe maak. Here, en ek bid dat elke mens hierdie begeerte sal ontwikkel deur die vuur en die krag van die Heilige Gees van God in Jesus naam. Amen. My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. En ek wil by jou pleit. Vat my nommer, stuur vir my 'n WhatsApp. Sê Ben, ek gaan saam met jou hierdie gebed bid en ek gaan saam met jou God dien. Hy gaan weer die hoeksteen wees in hierdie huwelik, in hierdie huis, in hierdie gesin, in hierdie geselskap, in elke woord wat ek sê, in elke gedagte wat ek het, elke ding wat ek kyk en elke ding wat ek hoor, wat ek aanvat in Jesus naam. Baie dankie vir hulle wat saam bid, baie dankie vir elkeen se ondersteuning, dankie dat jy saam met my God dien, dankie vir elke gebed en elke finansiële bydrae, baie dankie en die Here seën jy in Jesus naam. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, ons is by Jesus is lig in Eastvale Springs en ons nooi jou, pastoor Roan Marie is die hoofpastoor en ons nooi jou, kom hoor wat die Gees van God aan die gemeente wil sê, wat vashou aan die hoeksteen Jesus Christus. Amen.